Eskatologie en die Bybel, deel 8i. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat u na die reeks gaan luister, dis uiters belangrik dat u na deel 1 toe sal gaan en by deel 1 begin, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Sou u dalk, ek wil net ook sê, dis baie belangrik dat u ook sal inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings van die studies kan ontvang. Dit is baie belangrik, sou u dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die boek Die Twee Sleutels tot die boek van Openbaring. Dan kan u of die boek Wat is jou God se naam? Of die boek Wat is jou God se naam? Dan kan u net ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za, soos wat u bo kan sien. U weet reeds dat ons gebruik die bonatuurlike geopenbaarde name. Sou u enige probleme dit het of meer wil weet terwyl van tyd, kan u my kontak en ek sal met graagte dit met u deel. Ons gaan verder waar ons laasweek opgehou het. Jy moet hom Jafashua noem. Jy moet hom Jafashua noem. Hy sê, en sy, dis Miriam, dis nie Maria nie. Maria was 'n Griekse vrou. Miriam was 'n Hebreëse meisie. En sy Miriam sal 'n seun baar en jy moet hom Jafashua noem. Jot alef hy faf alef hy shua. Halleluja, halleluja. Het is die Hebreërs. Van hierdie kant, van die linkerkant, as ons dit lees Afrikaans en Engels, dis I-A-H-V-A-H-S-H-U-A. Jafashua, halleluja. Want dit is hy, wat sy volk, wie sy volk? Wie sy volk? Israel. Israel. Gaan kyk wie sy volk. Hy sê daar in Daniël 12 vers 1, en Jaffa die hoofengel Michael gespreek, om met Daniël en sy volk te praat. Hy het nie met die Babyloniërs gepraat nie, want hulle was in ballingskap op daai stadium, die Israeliete. Daniël se volk was nog nooit iemand anders as die volk Israel nie. Nou hier sê hy weer, die boodskap is, Daniël en sy volk. Nou sê hy, jy sal 'n seun baar, jy moet hom Jafashua noem. Nie Jesus of Jesus Christus nie. Dit is hy wat sy volk is wie? Israel. Van hulle sonde sal verlos. Ja, ons verstaan dat in Israel vandag, van 1948 tot vandag 2026, is daar nie regtig baie volbloed Israeliete meer oor nie, want hulle het so uitgebaster, omdat hulle moes introu, omdat hulle 2000 jaar gelede, 70 na Jafashua, toe keizer Titus, die Romeinse keizer, Jerusalem ingeval het, en die tempel afgebrand het, en die mure omgestoot het, het hy die Israeliete wat oor was, uitgevoer as slawe in Europa in. En hulle moes onder die Saars, onder die Russe en onder die verskillende Europeërs introu om beskerm te word. Maar daar is 'n bloedlyn. Jaffa het nog altyd voorsien vir 'n bloedlyn, soos wat hy selfs voorsien het vir ons, Jafiste, as 'n bloedlyn in die bonatuurlike geopenbaarde name. Tot by Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860, wat dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible vertaal het, en 1611 King James Bible het, 1611 King James Bible. Nou sê hy, en jy moet hom Jafashua noem, want dis hy wat sy volk, Jaffa, die woord sê mos, toe Jafashua gebore is, hy sê, ek het na my volk gekom, en hulle het my nie aangeneem nie. Die eerste 2 jaar bedien Vader Jaffa
net die Israeliete, sy volk. Jafashua preek nie vir die heidene nie, hy preek vir sy volk. Hy sê vir sy disippels en die Israeliete, moenie julle broodjie, die brood van die ewige lewe, vir die honde gee nie. Hoekom? Want die heidene was die Samaritane en die ander heidene, die Grieke en daai ouers, was geken as honde onder die Israeliete. Moenie die brood vir die hond. Jy sien, ons lees nou die Bybel, en dan sien ons hier van die disippels 'n stukkie brood van die tafel af, dan gee hulle dit vir die hond hier onder die tafel. Dan sê Jafashua, moenie vir die honde die brood gee nie. Dis nie wat hy gesê het nie. Ons kan die beeldspraak verstaan. Hy sê toe hy sy disippels uitgestuur het, het hy hulle gestuur en gesê, gaan neem die brood, gaan breek brood van huis tot huis. Het hy vir elke een 'n fisiese brood gegee? Nee. Wat het hulle gegee? Die bo-natuurlike geopenbaarde woord, brood van die lewe, van die ewige lewe. Hy sê vir hy Samaritaanse vrou, geef my water, dan gee ek jou van my water. En strome van lewende water sal jou binneste opborrel tot in ewigheid. Maar eet nie eens 'n beker nie. Jy sien, sy soek 'n beker, sy soek die water wat in die put is, wat Jafashua voorgevra het, want hy was dors. Jafashua praat van ander water, hy praat van die ewige lewe, en dis net daar waar die woord vir die Hebreërs, vir Israel, toegemaak was, afgesny word. Want nou, dit was na 2 jaar van Jafashua se bediening, nou, van daardie oomblik af by die waterput, waar hy met die Samaritaanse vrou praat. En sy sê, maar u wat Hebreër is, hoe is dis ongehoord dat u met ons as heidene praat? Samaritane. Hy sê, as jy my water gedrink het, strome van lewende water sal opspring in jou binneste. Van daar af, tot vandag toe, aan mekaar, gaan die woord van verlossing na die heidene toe. En dis hoekom, en ek het al 100 keer gesê, gaan dit net weer sê, wanneer Pontius Pilatus sê, hier's Barabbas, daar's Jafashua, wie wil julle hê? As julle laat Barabbas vrygaan, kruisig Jafashua, dan vat hy water en hy was sy hande, hy sê, ek was my hande in onskuld, dan sê hulle, laat sy bloed, Jafashua se bloed, op ons en ons kinders en ons nageslagte wees. En dis hoekom hulle deur die groot verdrukking gaan, want daar alreeds was hulle oë en ore toegemaak, om te sien en nie te sien nie, en te hoor en nie te hoor nie. Van daar af, tot vandag toe, het baie min Jode, ek wil sê nie Jode nie, Israeliete, werklik tot bekering gekom, en Jafashua as die Messias of die verlosser van hulle van die siele aanvaar. Die woord gaan na die heidene toe, dan in die groot verdrukking, na die wederkoms, na die verbond gebreek is, daar in daai 7 jaar en 105 dae, sal 'n oorblyfsels van Israel, hy noem dit 'n remnant, die bloedlyn wat Jaffa voorsien het, gaan nie baie wees nie, sal hulle gered word. En wanneer Jafashua sy voet op die Olyfberg kom sit, Openbaring 19, Openbaring 19 vers 7 tot 11, wanneer hy sy voet op die Olyfberg kom sit, en die bruid saam met hom kom, dis waar hy op die wit perd kom, en ons op die wit perde kom, want ons was weggeruk aan die einde van Openbaring 3:22, waar die genade tydperk opgehou het. Nou kom ons saam met hom, om wat te doen? 1/3 van Israel te kom weg. Sien hoe trek Vader 1/3 van Israel weg. Ons noem dit Jacob's bride. Verstaan, want ons, in die Engels word verwys na as the Gentile bride. So, hy sal na sy eie volk, want hy, dit is hy wat sy volk Israel van hulle sondes verlos. Hy was oorspronklik geroep net vir die volk Israel. Hier sê die engel dit vir Miriam. Jy sal 'n seun baar, jy moet hom nie Jesus noem nie, want Jesus het nie bestaan nie. Daar was nie 'n letter J in die Grieks of in die Hebreëus nie. Jy moet hom Jafashua noem. Dit is hy wat sy volk Israel van hulle sondes sal verlos. Die boodskap van verlossing was oorspronklik vir Israel, sodat die woord vervul sou word, vers 22. Dit het alles gebeur, sodat die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord, vervul sou word, wanneer Jaffa
Die woord Jaffa, almagtig, Jaffa, Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, A-H, V-A-H, Jaffa, Jaffa, die Vader se naam, die almagtige, deur die profete gespreek het. Dit het alles gebeur sodat die woord, die bo-natuurlike geopenbaarde woord, wat deur die profete, wat Jaffa die almagtige, deur die profeet gespreek het. Was nie net een profeet nie, daar was menigte profete. En hier gebruik hy nie 'n profeet om te spreek nie, hy gebruik 'n engel. Hy gebruik 'n engel. Hoekom gebruik hy 'n engel? Kom ek vra jy 'n interessante vraag. Wat sê u? Hoekom gebruik hy 'n engel om hierso met Miriam te praat? Weet jy hoekom? Want reeds het Jaffa in gedagte gehad om die profetiese bediening tot 'n einde te bring. Het jy dit geweet? Wel, gaan lees net Hebreërs 7 vers 1. Hebreërs 7 vers 1 sê, in die ou tyd, die ou testamentiese tyd, het Jaffa deur die profete tot die volk Israel gespreek. Vandag, en van 2000 jaar gelede, spreek hy deur ons, deur sy seun, spreek hy tot op ons, deur sy seun, Jafashua, en natuurlik die Ruach HaKodesh. So hy het nie 'n profeet gestuur om waar te kom sê nie, hy stuur 'n ander middel, hy stuur 'n engel. Iemand wat nie dalk 'n fout kan maak nie, of sy eie interpretasie daarin kan sit nie. Hy stuur 'n engel met 'n boodskap. En wat se ding is 'n engel? Hy's 'n boodskapper direk van Vader Jaffa af, of 'n engel met 'n vuurvlam. Hy sê, dit alles het gebeur sodat die woord vervul sou word, wat Jaffa almagtig deur die profeet gespreek het, hulle wat gekom het, Jesaja, Jeremia, Esekiel, dis nie een profeet nie, vir profete. Nou sê hy, vers 23, kyk, die maag sal swanger word en 'n seun baar. Hy sê nie, kyk, 'n maag nie. Hy kyk nie in die veralgemening na al die maagde nie. Hy sê, kyk, die maag, daar moet eintlik 'n aanhalingsteken op die die wees. Wie's die maag? Miriam. Kyk, die maag Miriam sal swanger word en 'n seun baar. Nou in jou 33 Bybel, as jy kyk daar, seun met hoofletter. En hulle sal hom, kyk na daai hom, hoofletter hom, aanhalingsteken op die o. Hulle sal hom Immanuel noem. Sy naam is Jafashua. Hy is 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. As dit, kyk hy dit, aanhalingsteken op die u. As dit, ekskuus tog, julle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit weer 'n aanhalingsteken, vertaal word. Jod, Alef, Hy, Vaf, Alef, Hy, sal Jaffa almagtig met ons. Nou, hoe kan Jaffa almagtig, die skepper van hemel en aarde, saam met die mens wees, terwyl die Bybel sê, elke oog wat hom sien sal sterf? Wel, baie maklik, jy onthou die demonstrasie van die water, glas water, ja, van 'n Vader Jaffa sy regterhand in Jafashua openbaar, wanneer hy geonderdompel word deur Johannes die onderdompelaar, gaan die hemel oop en die Ruach kom. Dit was nie 'n duif nie, hy sê soos 'n duif. Dit was ook nie 'n wit duif nie. Katolieke het hom kom wit maak. Vrymetselaars, soos 'n duif op hom neerdaal. En toe sê 'n stem uit die hemel, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Hy sê nou openbaar Jaffa sy regterhand, die autoriteit van krag in Jafashua. As dit vertaal word, Jaffa, die almagtige, met ons.
Halleluja, halleluja. So deur die Seun het die Vader 'n liggaam gekry om ook homself te manifesteer in die mens. Hy kon nie die volheid van sy grootheid, in die 33 sê die volheid van die godheid, die volheid van sy bo-natuurlikheid in die Seun openbaar nie. Die Bybel sê hy het, maar dit is onmoontlik, want dan sou Jafashua se liggaam in stukke gebars het, uitmekaar het gebars het, klein stukkies. Hoekom? Want daar's geen menslike liggaam wat die volheid van Jaffa kan absorbeer nie. Nee, hy het net die regterhand ontvang. Hy sê in vers 24, en toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van Jaffa Almagtig hom beveel het. Jaffa gebruik 'n engel om met Josef te praat. Toe hy wakker word uit die droom uit, toe sê julle moet hom Jafashua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa. Ek wil eintlik sê, die skepper van hemel en aarde in hom. Hoe maklik is die woord? Hoe diep is die woord? As ons nie verstaan nie. Hoe maklik is die woord as ons net die beeldspraak kan verstaan? Hy sê toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van Jaffa Almagtig hom beveel het, en sy verloofde by hom geneem, het haar ingebring by hom. Hy sê, Josef het Miriam nie beken nie, vers 25. En Josef het haar, dis Miriam, nie beken of met haar vleeslike gemeenskap gehad nie, totdat sy haar eersgebore seun, dis Jafashua, gebaar het nie. En hy, dis Josef, het hom, kyk die hom, hoofletter, aanhaalingsteken op die o, en Josef het hom Jafashua, Jod, Alef, hy, Vaf, Alef, hy, Shua, genoem. I-A-H, V-A-H, die vader se naam, Shua, S-A-I-A. S-A-I-A beteken net redder, verlosser, saligmaker. En die vader se volle naam. Halleluja. Nou sê ek daar, en hy het hom Jafashua genoem. Nou sê ek in hakies, ons sal later ervaar dat Jafashua ook ander vleeslike broers en susters gehad het, wie deur Josef en Miriam self verwek was. So nadat Jafashua gebore was, het Josef en Miriam gemeenskap gehad, oor 'n tyd, ons weet nie hoe lank nie, en hy het broers en susters gehad, wat dan natuurlik in dieselfde huis opgegroei het. Of hulle geweet het, hy is bo-natuurlik verwek, weet ons nie, maar hy was as een van hulle geken in die opgroeijare, totdat Jaffa dan op 30-jarige ouderdom Jafashua inroep om in hom die regterarm, die autoriteit van krag te kom openbaar, wanneer hy deur Johannes die onderdompelaar gedoop, ek verkies die woord onderdompel, was die hemel oor hom uitgaan en die stem uit die hemel sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. En vandaar word die roog op hom uitgestort, net die regterhand. Jesaja 53 vers 1 tot 8. As jy nuwe mense is, kan jy dit gaan lees. Ander mense, ander Jafiste, ken die skrifte uit hulle kop uit. Halleluja. Halleluja. So ook was daar ander kinders gewees, wat nie een in die Bybel sien waar daar enige spesifieke bo-natuurlike gebeurtenis met enige een van hulle gebeur het nie. Nie een iets het gebeur, of hulle ooit geonderdompel was deur Johannes, of wat ook al, weet ons nie. Die skrif sê nie vir ons nie, maar daar was geen bo-natuurlike ingryping van Jaffa Almagtig in die lewe van die broers en die susters van Jafashua op die aarde nie. Eskatologie en ek wil net sê, voor ek by dit kom,
Hierdie gedeelte van die woord is uiters belangrik. Hoekom? Want dit vorm die ruggraat van hierdie hele studie oor sy name. Sy name, Jafashua se naam, was nie deur 'n mens uitgedink. Dis in 'n droom aan Josef gegee. Dis nie iets wat Josef uitgewerk het met die ABC nie. Dis wat hy ontvang het. En hy het net gedoen wat die engel van Jaffa gesê het. Nou wil ek net terugkom. Die engel kon nooit vir Josef gesê het, jy moet hom Jesus noem nie. Kom hierdie spookpredikers en die pastore en al die ouens en almal, al die godsdienstiges, hulle sê, prof, kan jy nie Afrikaans lees nie. Vat jou 33 Bybel. Lees jou 33 Bybel, 53, 83 Bybel. Jy moet hom Jesus noem. Ek wil vir enige een wat nou na my luister vra, kan u Afrikaans lees en verstaan? Ja. Sê vir my in enige taal, wanneer was die letter J geskep? Dis die beginpunt van alles. Om te besef hoe die Katolieke ons Afrikaanse Bybels deur middel van vrymesselary, Toosius en die ander professore van die Enkele Kerk, en dan natuurlik professor Gildenhuys, die Hollandse professor wat 'n Rooms-Katoliek was, wat 7 jaar in Suid-Afrika kom bly het, om die Nuwe Testament te vertaal. Hy het hom nie vertaal, hy het kom vakansie hou. Hy het dit net afgeskryf uit die 1611 King James Bybel. Want as die 1611 King James Bybel en die Afrikaanse Bybel mekaar sit, woord vir woord op meeste plekke dieselfde. Hier en daar het hy iets verander. Nou wil ek net sê, nie een plek in die hele Hebreëse Bybel, antieke Hebreëse Bybel, ek praat nie van die modern Hebrew nie, was daar 'n letter J en 'n E gewees nie. So hulle kon nie die woord Jesus skryf nie. As u nie die antieke Hebreëse alfabet het met die 22 letters nie, kan jy vir my 'n WhatsApp stuur en kan sê, prof, stuur vir my die antieke Hebreëse alfabet. 22 letters. Die grootste fout wat ooit gebeur het, was dat Dr. Joseph Briand Rottenham in 1860 net die eerste 10 letters gebruik het in die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham version, op bladsy 5. Daar's net 10 letters daar. Ek het nie geweet enige iets van die geopenbaarde name nie, totdat oom Thuis met my begin karring het. Klompie jare terug. Toe het oom Thuis my gesê, daar's net, dis 'n 10 letter Hebreëse alfabet. Moet onthou, hy was al, die Bybel sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele. Dit is nie die antieke Hebreëse alfabet wat 10 letters het nie. Daar's geen alfabet in die wêreld wat uit 10 letters uit bestaan nie. So ek korrigeer dit as ek vir enige keer wat ek gesê het, wat ek self gepreek het oor die 10 letter alfabet in my onkunde, omdat ons net gedeeltelik geweet het. Die Bybel sê, jy ken ten dele, jy profeteer ten dele, maar jy sal eendag ten volle ken. So ons het tot ten volle gekom, tot die kennis. Hoekom? Omdat die naam van Joseph, wat sy naam, nou hak ek vas op sy naam, ek gaan op sy naam kom. Joseph Thomas. Omdat Joseph Thomas se naam bo op bladsy 5 is in die Restoration Bybel. Hier is iets wat nie is op die notas en ek bring dit vir. Dit was my bekommernis gewees al die tyd en die vraag, hoekom is Joseph Thomas se naam bo op bladsy 5 met sy grade en alles, hy's 'n professor met al sy grade in daardie tyd wanneer Joseph Briand Rottenham, Dr. Joseph Briand Rottenham, dan die Restoration of the Original Sacred Name Bible vertaal. Nou kom die ouens nou sê hulle, ja,
Maar die naam Jafashua en Jaffa is eers in 1972 geskep. Sê vir my, wat soek Dr. Joseph Briand Rottenham, Dr. Joseph Thomas se naam op die bladsy 5? Weet jy hoekom? Want hy was 'n professor in antieke alfabette. Ek het sy werkstuk, hy's so dik, soos ek so hier wys. So dik, wat ek bekom het, van die oorspronklike. Op 'n bo-natuurlike manier, het Jaffa deur Broer Quentin voorsien, een van ons studente wat in Amerika was, en hy het dit in 'n tweedehandse winkel raak geloop. En daar op bladsy 22, bladsy 24, het hy die 10 letters alfabet, presies as jy 'n foto vat, en jy sit dit langs dit wat in die Restoration Bybel is, die fonds, elke krulletjie en dingetjie, presies dieselfde. En reg langs dan op die volgende bladsy, is die ander 12 letters. So ek het al 22. Sou u belangstel, kan jy my sê, prof, stuur vir my die antieke Hebreëse 22 letter alfabet, dan neem ek die voor, ek het dit op my selfoon, ek stuur dit net vir u. Dis daar. En op grond daarvan sê ek, wat soek Dr. Joseph Thomas se naam in die Restoration Bybel? Jy kry geen Bybel waar iemand spesiale erkenning kry in 'n Bybel nie. Hoekom hy? Want was dit nie vir hom wat die antieke Hebreëse alfabet, hy het vir hom heel waarskynlik die hele alfabet gegee, maar Dr. Joseph Briand Rottenham het net die 10 letters gebruik, waaruit die bo-natuurlike geopenbaarde name vertaal is. Dis hoekom hy net die 10 letters gebruik het. Hy het nie die ander nodig gehad nie. Maar ons het dit nie geweet nie, oom Thys het dit nie geweet nie, ons het dit nie geweet nie. Maar ek wil vir een ding sê, vandag weet ons. En dit is die bewys dat die bo-natuurlike name in 1860 reeds in daai Bybel invertaal was, en nie in 1972, soos wat daar beweer word nie. Want wat soek Dr. Joseph Thomas se naam in daai Bybel? Eenvoudige vraag, wat niemand kan antwoord vir my nie. Niemand nie. Ek het daai hele exemplaar, verhandeling, exemplaar, so 3000 bladsye dik, en ja, vir al die eer hoe hy voorsien, vir alles wat ons nodig het. Vir alles wat ons nodig het. En daar kry ons die naam Jafashua. Nie Jesus nie. Ek het 'n bewys, waar kom die name vandaan? Sê vir my, waar kom die naam Jesus vandaan? Sê vir my. Uit die letter I, want die I en die J is dieselfde. Nee, my vriend, jy verstaan nie Afrikaans nie. Jy verstaan nie Engels nie. Jy verstaan nie dat elke letter in 'n alfabet het 'n letterwaarde nie. En die letter I en die letter J het nie dieselfde letterwaarde nie. Nie in Grieks of in Hebreëus nie. Oor die een klink soos die ander een. En dit maak hulle dieselfde. Nou gaan ek 'n ding sê wat ek al 'n paar keer gesê het in die reeks. Sê vir my, hoe spel die naam Zeus? Die songod Zeus. Hoe spel jy hom? Met watter letter begin jy? Met 'n Z. En sê vir my, hoe spel jy die naam Xerox? Kom, hoe spel jy die naam Xerox? Jy spel hom met die naam X, met die letter X, maar hoekom nie met 'n Z nie? Dit klink dan dieselfde. As ek Zeus sê en Xerox, Zeus Xerox, Zeus Xerox, klink dit dieselfde, Zeus Xerox. Ja, dit klink dieselfde, dit klink soos 'n Z, maar dit is nie. Dit is Isus en Jesus. Isus en Jesus klink ons nie dieselfde nie. Hoe kan jy vir my sê Isus en Jesus? Want Isus, die songod, het met die I gewees, wat daar was. En dan bring hulle Jesus, dieselfde songod in die 16de eeu. In die 1611 King James en daar in die William Tyndale Bybel daar. Dit was als deel van die katholieke stelsel gewees. Jy kan vir my sê die I en die J is dieselfde letter nie. Isus en Jesus, klink dit dieselfde? Dit is nie dieselfde nie. Sê vir my Zeus en Xerox.
Zeus en Xerox. Die een spel met 'n Z en die ander spel met 'n X. Ek vra, jy moet vir my sê. Jy sien, hulle het dit reg gekry om die mense aan die neus te lei. En dis wat hierdie spookpredikers en Daniel Botha en al hierdie ander ouens sê. O, dit is 'n J en 'n I, dis dieselfde letter. Dis nie dieselfde letter nie. Dit het nie dieselfde letterwaarde nie. Dieselfde met 'n Z en 'n X, dit het nie dieselfde waarde nie. Dit klink of dit dieselfde is. Maar dit is nie dieselfde nie. Jy moet net die woord Zeus en Xerox gebruik. Dan het jy die antwoord. En dis iets wat Jaffa my gegee het. Dis iets wat ek in 'n boek gaan lees het nie. Jaffa het dit vir my opgebring. Hy sê, Zeus, die songod, en Xerox, die komputermense. Dit klink soos dieselfde goed. Verskillende letters. Maar wanneer ek luister na Isis en Jesus, albei die songod. Isis die songod, Zeus, die was Amen-Ra. Of kom ons begin voor. Ons begin by Nimrod, die songod, Semiramis sy ma, die Grieks, die Egiptiese tyd. Die songod Amen-Ra. En dan kom hy by die Grieke, dan word dit Zeus. Dan kom hy by die Romeine, dan word dit Isis. Toe hulle in die 2de eeu, toe die Septuagint geskep is, tussen 100 en 127 na Jaffa, die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, dan verander hulle die naam Jaffa na Isis toe. En van daar af tot en met die 15de eeu, word die woord Isis gebruik in die katholieke Bybels. En dan in die 16de eeu skep hulle die naam Jesus, die letter J, om die naam Jesus te gebruik. En ons was al ons lewe te stupid om dit te verstaan en te begryp. Hoekom? Want ons wou dit nie glo nie. Ek wou ook nie. Hoekom? We were blinded by church dogma and theology. Dit het ons oorskadu, dit het ons oordonder, dit het ons toegemaak. Weet jy wat? Ons net toelaat. En ek gaan nou dit op 'n ander manier sê. Ons net toelaat dat die Ruach HaKodesh, nou moet jy jou seatbelt vasmaak, deur common sense dit vir ons oopmaak. Vra net Xerox en Zeus, Isis en Jesus. Ek noem dit common sense. En as jy dit kan verstaan, jy kan dit nie wegredeneer nie, jy kan dit nie wegargumenteer nie, bel my en sê vir my, ek wil ook weet. Ek wil ook weet. Nou ja, ons het baie interessante inligting gedeel. Nou volgende week as Jaffa wil, is daar 'n gedeelte, sirkuleer hierdie boodskap na ander mense toe, gaan doen jou eie navorsing, gaan kyk by AI, Artificial Intelligence, wat sê die rekenaarsmense, wanneer was die letter J geskep? Wel, baie van julle sal nie wil gaan kyk nie, want julle is bang wat julle gaan kry, of julle dalk lankal gaan kyk, maar jy wil eerder vergeet wat julle gesien het. Hoekom? Want dit pas julle godsdienst. Weet jy wat? Dit gaan jou eendag uit die hemel uithou. Jy sal nooit vir Jaffa sê, ek het nie geweet nie, hierdie boodskap gaan teen jou getuig. Tot volgende week as Vader lewe en gesondheid spaar, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.